Ons is tans in die 3de week van Advent. En soos wat Kersfees al hoe nader kom en die opwinding eintlik in die lug al voelbaar is, raak ons ook dieper bewus daarvan dat ons in 'n spanningsveld leef. Dat ons lewe in hierdie tussentyd, tussen Jesus se eerste koms en Christus se wederkoms. Ons besef al hoe meer wat dit beteken om vas te hou aan hierdie twee wetes. Ons besef wat dit beteken om na die lig in die donker te kyk. Ons het die afgelope paar weke stilgestaan by hoop en by vrede. En vandag kyk ons na vreugde. Ons steek vandag die 3de Adventskers aan. Dit is die vreugdeskers. Ons steek hierdie kers aan om ons te herinner dat Christus reeds gekom het. Dat hy eendag weer sal kom, sodat ons 'n vol en 'n oorvloedige lewe kan hê. Ons dank God vir die hoop wat ons van hom ontvang, vir die vrede wat hy skenk en vir die vreugde wat hy in ons hart uitstort. U is Immanuel, God by ons. U is die bron van vreugde. Ons word vanoggend gegroet met genade en vrede van God die Vader, aan wie se liefde daar geen einde is nie. Van God die Seun wat ons skuld gedra het, en van God die Heilige Gees wat alles nuut maak. Kom ons bid saam. O God van vreugde, Immanuel, God met ons. Ons bid dat u lig in hierdie dae in ons harte sal laat skyn. Help ons om gereed te wees vir die dag wanneer Christus finaal verskyn. Rig ons harte en ons gedagtes op die dinge wat u reeds gedoen het en op dit wat u beloof het om nog te doen. Sodat ons vreugde kan vind in u en u beloftes. Leef in ons en help ons om in u te lewe. Vernuwe ons deur die krag van die Gees, sodat ons aanbidding, ons feesviering en ons voorbereiding vir u goed sal wees. Nou en vir ewig. Amen. Die menslike geskiedenis is nie 'n vreugdesfees nie. Die Bybel is propvol verhale wat vertel hoe korrup die mensdom is. Wat wys hoe selfsug en gierigheid nasies kan verwoes. En een van hierdie verhale lees ons natuurlik in Jesaja. In die tyd van Jesaja het mense ook die nuus oopgemaak maar hulle asems opgehou. Oorloë, politiek, korrupsie en leiers wat vir hulle eie wins leef en nie vir die mense nie. Jerusalem het geval. Babylonië is aan bewind en ander moondhede dreig kort. Die volk het nie geweet wie hulle kan vertrou of wat om meer te glo nie. Jesaja kyk om hom rond en hy sien 'n volk wat moeg is. Hulle hande is slap, hulle knieë wankel, hulle is mense sonder 'n droom vir die toekoms. En Jesaja verlang terug na toe dit nog goed gegaan het met sy mense, toe dit gevoel het asof hulle enigiets kan vermag. Want nou sien hy net swaar kry en onderdrukking. Jesaja kla by God. Hy wil weet waarom God dit kon toelaat dat hierdie swaar kry God se mense getref het. Want Jesaja se wêreld was 'n wêreld van spanning, onsekerheid en magshonger leiers. En wanneer ons na ons eie wêreld kyk, voel dit dikwels asof die eeue tussen ons verdwyn. As ons die nuus aanskakel, hoor ons van oorlog reg oor die wêreld.
Ons hoor van Gaza, van Oekraïne, van die Kongo en van Somalië. Presidente en leiers wat vergadering hou oor 'n klomp verskillende sake en wanneer ons die terugvoer kry, dan dink ons, in wie se belang is jy besig om te dien? Ons kyk ook rondom ons en ons sien hoe mense swaar kry. Hoe inflasie jou mandjie al hoe meer laat krimp. Misdaad en korrupsie, siektes en angs. Eensaamheid wat aan die siel knaag. En al hoe meer mense wat onseker is wat om te glo. En dan is dit asof ons saam met Jesaja vir God wil beskuldig en vra, maar Here, hoe kan U dit toelaat? Waar is U? Nadat Jesaja sy bekommernisse met God deel, kry hy hierdie beeld van wie God is. Van dit waarmee God besig is. En ons lees daarvan in Jesaja 35, vers 1 tot 10. En ek nooi jou uit om 'n oomblik te vat om jou oë toe te maak. Dink aan die dele van jou lewe wat soos 'n woestyn voel, droog en ongenadiglik warm. Dalk 'n gebed wat lank onbeantwoord is, 'n verhouding wat stil staan, 'n vrees wat aan jou vreet of 'n droom wat net onmoontlik voel. Hou daardie woestyn in jou gedagtes vas terwyl ons luister na die woorde van Jesaja 35. Daardie woestyn en die dorland hulle verheug. Laat die araba juig en blom soos 'n tulp. Laat dit welig blom en juig, ja met 'n gejuig en 'n gejubel. Die heerlikheid van die Libanon word daaraan gegee, die glansrykheid van Karmel en Saron. Hulle sal die heerlikheid van die Here, die glansrykheid van ons God sien. Maak die slap hande sterk, versterk die wankelende knieë. Sê vir die wat angstig is, hou moed, moenie bang wees nie. Kyk, hier is julle God. Die wraak kom, die vergelding deur julle God. Hy is die een wat sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van blindes oopgaan en die ore van dowes sal oopgaan. Dan sal 'n verlamde spring soos 'n wildsbok en die tong van 'n stomme sal jubel. Want in die woestyn sal water uitbars, strome water in die Araba. Die uitgedorde grond sal 'n vlei land word, 'n dorsland vol waterbronne. Op die lêplek van jakkalse, waar hulle gaan lê het, sal daar gras met kalmoesriet en papirus wees. Daar sal 'n gebaande weg, 'n pad wees. Die heilige pad sal dit genoem word. Onreines sal nie daarop verbygaan nie, maar dit sal vir die wees wat op die pad hou. Sotte sal nie daar ronddwaal nie. Daar sal geen leeu's wees nie en roofdiere sal nie daar kom nie. Hulle sal nie daar aangetref word nie. Die wat losgekoop is, sal daarlangs gaan. Die wat deur die Here vrygekoop is, sal terugkeer. Hulle sal in Sion aankom met jubelkrete. Met ewige vreugde sal hulle gekroon wees. Blydskap en vreugde sal hulle oorweldig. En verdriet en 'n gesig sal wegvlug.
Jesaja kry 'n visioen. Nie een van 'n ander wêreld nie, maar een van ons wêreld wat nuut gemaak word. Die woestyn begin sing. Die dor land blom soos 'n tulp. Skielik is daar water. Koel skaduwee, riete wat ritsel in die wind. Met hierdie beeld van Jesaja besef ons waaroor die vreugde van Advent werklik gaan. Dit is nie goedkoop optimisme nie. Dit gaan oor 'n ander werklikheid en om daardie ander werklikheid te kan sien, selfs al is dit nog nie ten volle hier nie. Ons lees hier hoe God herstel bring, hoe God lewe bring, waar dit onmoontlik gelyk het. En Jesaja nooi ons in sy landskap in. In 'n dor, droë land bring God water, lewe. Die mooiste plante groei. Ons hoor eintlik hoe die water oor die klippe spoel. Jy ruik sommer die reuk van dou op die plante. Jy voel hoe die plante groei, skadu en koelte bied teen die warm son. Dit is werklik asof die woestyn begin sing. Die skoonheid van die natuur reflekteer iets van God se goedheid. Die dorste plek word 'n vlei land. Die gevaarlike plek word 'n veilige pad, 'n heilige weg, pad waar niemand meer verdwaal nie. En die wat deur God losgekoop is, stap daarop. Hulle stap daarop met jubelkrete, met 'n ewige vreugde op hulle hoofde. En verdriet hardloop weg. Die teksgedeelte vertel ook hoe God die wat magteloos voel, ons lees van slap hande, se mag weer herstel. Hoe die wat nie weet hoe om vorentoe te gaan nie, die met wankelrige knieë weer rigting kry. Want hierdie mense was waarskynlik moeg. Dikwels as mens soveel terugslaa en seer beleef, is dit moeilik om vir die toekoms te kan droom. Om net vir 'n oomblik te kan verbeel hoe dinge kan wees. Jesaja se visioen gee 'n visie. Dit prikkel ons verbeelding om ook saam te kan droom oor hoe herstel in hierdie wêreld lyk. Die skrywer C.S. Lewis vertel hoe sy pad na bekering begin het by verbeelding. Toe hy rondom hom kyk en kan staan in verwondering oor dit wat reeds bestaan. Toe ek kon besef dat God se refleksie in die dinge rondom hom is. En dat daar iets groter is wat ons kan weet, selfs al kan ons dit nie sien nie. Jesaja se visie doen presies dit. Dit maak spasie vir 'n stukkie wonder te midde van die gewone. Jesaja se verwondering groei in iets groter. Dit verander in versekering. En hy het vasgehou aan hierdie wete dat selfs al kon hy dit nog nie sien nie, sal verandering kom. Wat Jesaja sien, word in Jesus vlees en bloed. Hy is die weg. Hy is die water in die woestyn.
Hy is die een wat blindes laat sien en lammes laat spring. Die vroeë Christene was mense wat vreugde gekies het. Hulle was eintlik gekenmerk aan hierdie eienskap. Nie omdat hulle lewens maklik was nie, maar omdat hulle die visioendraer gevolg het. Paulus sit in die tronk en hy praat van vreugde. Nie omdat hy vrolik voel nie, maar omdat hy die wete het. God is besig. God is getrou. God bring herstel. Vreugde is nie 'n gevoel nie. Vreugde is 'n keuse. Dis 'n ingesteldheid, 'n vaste wete dat God reeds op pad is met verlossing. Paulus het vasgehou aan Jesus wat reeds gekom het. Aan God wat getrou was aan hierdie belofte wat mense vir generasie en generasie mekaar aan herinner het, aan vasgehou het. Die verlosser het gekom. En hy gaan weer kom. God het nie die wêreld verlaat nie. God is steeds besig met herstel. In 1871 het Catherine O'Leary vroegoggend opgestaan om haar koei te gaan melk. Dit was donker en sy het 'n lantern aangesteek. Sy het haar melkstoeltjie neergesit en langs dit die lantern. Sy het haar koei lekker in posisie gekry en sy het gaan sit. Dit was 'n koue oggend in Oktober in Chicago. En toe Catherine se koue hand aan die bees raak, het die bees geskrik en 'n tree teruggegee. En sy het die lantern omgestamp. Die hooi het aan die brand gesteek en Catherine het gehardloop om hulp te gaan kry. Maar toe sy weer sien, was die vlamme buite beheer. Die vuur het weggehardloop. 100,000 huise is verwoes. 17,000 strukture en ongeveer 300 mense is oorlede. Hierdie gebeure staan bekend as die Great Chicago Fire. En aan die oorkant van die stad woon Horatio Spafford, sy vrou en hulle 5 kinders. En Horatio was 'n suksesvolle prokureur en het baie geld in eiendomme belê. Maar vir hom beteken hierdie verwoestende brande nie net die verlies van lewens en sy eiendom nie. Sy fortuin is nou daarmee heen. Buiten die verlies van geld, hulle sekuriteit, het nog 'n tragedie die gesin getref. Horatio se geliefde seentjie is aan skarlakenkoors oorlede. Te midde van al hierdie verlies, besluit die gesin dan om met vakansie te gaan. Hulle moet wegkom van al hierdie tragedie en die verwoesting waaraan hulle daagliks herinner word. Horatio se vrou en dogters vertrek vir Engeland. Horatio moet egter nog eers werk afhandel. Hy sal later na hulle toe reis. Paar dae later kry Horatio 'n telegram van sy vrou af. Dit lees: alleen gered. Wat sal ek doen? Want op 22 November het die skip waarop Horatio se vrou en kinders was, met 'n ander skip gebots en gesink. Meer as 200 mense is oorlede, insluitend al 4 Horatio se dogters. Horatio het natuurlik dadelik op 'n skip geklim
en sy vrou gaan ontmoet. Die kaptein van hierdie skip het geweet van die tragedie en dat Horatio se dogters daarin oorlede is. Daarom het hy toe die skip verby daardie plek reis waar die tragedie plaasgevind het, dit aan Horatio uitgewys. Horatio het in daai oomblik aan sy dogters gedink en sy oë het vol trane geskiet. Toe kom die woorde by hom op. When peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to know, it is well with my soul. Horatio se verlies was nie ewe skielik minder nie. Maar geloof het troos in sy hart kom fluister. Iets binne hom het geskuif en hy kon met volle oortuiging sê, it is well with my soul. Nie almal van ons gaan iets soos hierdie Chicago Fire of 'n sinkende skip beleef nie. Maar elkeen van ons dra verlies, onsekerhede en onvervulde drome. En juist daar is die plekke waar vreugde 'n geloofskeuse word. Jesaja se verhaal is maar net een van baie verhale in die Bybel wat vir ons wil kom herinner waaroor die lewe gaan. Wat die groter doel van ons bestaan is. Net so is Horatio se verhaal ook maar net een geloofstorie van mense wat in moeilike tye vreugde kon kies. Jesaja sien 'n pad, 'n heilige pad. En Jesus noem later homself die weg. Die vroeë kerk het hulle self ook mense van die weg genoem. En vandag is ons steeds besig om op daardie selfde pad te stap. God se pad. God se pad van herstel. En ons stap dit saam met die een wat reeds gekom het, maar wat ook weer sal kom. Want jy sien, vreugde is meer as net 'n oomblik. Dis meer as net 'n uit jou maag lag oomblik, 'n mooi sonsondergang of 'n lekker vakansie. Vreugde is 'n kruis in die pad. Die keuse om met die ingesteldheid van vreugde te lewe. 'n diep wete dat God se lig in hierdie donker wêreld skyn. Dat in die woestyn borrel God se water. En in 'n gebroke wêreld loop God se heilige pad. Nadat Horatio hierdie gedig neergeskryf het, het een van sy vriende dit getoonset. En daaruit kry ons die pragtige hymne, It is well with my soul. Ek gee graag vir ons 'n oomblik van refleksie, terwyl ons na hierdie lied luister. En ek nooi jou om met 'n oop gemoed hierdie oomblik in te gaan. Om jou bekommernisse by die voete van jou redder te plaas. En soos wat jy al hierdie donker en hierdie seer vir die Here gee, mag jy ook in hierdie oomblik vreugde ontvang. Advent se vreugde sê nie alles is reg nie. Advent se vreugde sê God is hier. God is getrou
God bring herstel. 'n Vreugde soos Jesaja, soos Paulus, soos Horatio, soos elke heilige wat pad voor ons gestap het. Vreugde is die moed om te glo dat God nog steeds werk en dat die woestyn weer sal blom. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat Advent ons kom herinner aan waaroor vreugde werklik gaan. Dat vreugde iets is waaraan ons kan vashou. Dat ons kan vashou aan U beloftes. Dat ons kan terugkyk na stories van soveel gelowiges voor ons en verseker kan weet dat U besig is met groot dinge. Dankie dat ons ook deel kan wees van hierdie uitnodiging. Dat ons U lig kan skyn in hierdie wêreld. Here, dit is nie altyd so maklik om vreugde te kies nie. Maar kom lei ons asseblief in hierdie tyd, dat vreugde meer is as net 'n oomblik. Dat vreugde iets is waarin ons gewortel kan wees. Dat dit 'n ingesteldheid is waarmee ons lewe. Sodat die vreugde wat in ons is ook van U sal getuig. In U naam alleen. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die Here jou laat sien hoe die woestyn blom. Mag hy jou hande sterk maak en jou wankelende knieë laat sterk staan. Mag sy vreugde jou oorweldig en sy vrede jou dra. Mag jy die heilige pad loop waarop hy jou lei. En mag verdriet en gesig vir jou wegvlug, terwyl ewige vreugde jou kroon. Amen.